TGBN TV. Die meeste van ons is so. Die meeste van ons gebedslewe kan doen met 'n hupstootjie. Sommige gebedslewe is sonder bestendigheid. Hulle is of in 'n woestyn of 'n oase. Lang uitmergelende droogtes word deur 'n vlugtige plassery in die waters van die binnekamer onderbreek. Dae en weke gaan verby sonder dat ons bid. Maar dan gebeur daar iets. Ons hoor 'n preek, lees 'n boek, beleef 'n tragedie en dit bring ons om te bid. En ons duik in. Ons doorweek ons met gebed en wanneer ons verder gaan, is ons verfris en verkook. Ongelukkig hervat ons reis gewoonlik sonder om ons gebedslewe te hervat. Ander van ons kort opregtheid. Ons gebede is leeg, patroonmagtig en rigied. Meer liturgies as lewende. En alhoewel ons daagliks bid, is dit sonder kleur. Dan is daar diegene wat eerlikheid kortkom. Ons wonder eerlikwaar of gebed regtig 'n verskil maak. Wat op aarde sal God in die hemel dan vir my wil sê? As God alles weet, wie is ek om vir hom enigiets te wil sê? As God alles beheer, wie is ek om enigiets te doen? As jou gebede 'n worsteling is, het ek net die regte persoon vir jou. Moenie skrik nie. Hy is nie 'n heilige nie. Hy is nie 'n apostel met eelte op sy knieë nie. Hy is ook nie 'n profeet wie se tweede naam meditasie is nie. Hy is nie te heilig. Hy is nie 'n te heilige herinnering aan hoe ver jy in jou gebedslewe moet gaan nie. Hy is presies die teenoorgestelde, 'n mede-beproewingsvliegtuig. 'n Ouer man met 'n siek seun wat 'n wonderwerk verlang. Die pa se gebed is nie indrukwekkend nie, maar die antwoord is, en die resultaat is 'n aanduiding dat die krag nie in ons gebede lê nie, maar in die een wat dit hoor, Jesus Christus. Hy het uit desperaatheid gebid. Sy seun, sy enigste seun, was duiwelbesete. Hy was nie net doodstom, epilepsieleier nie, maar ook van 'n bose gees besete, wat hom van kleins af in die vuur en die water gegooi het. Dink net aan die pa se pyn. Dink net waardeur die pa moes gaan. Terwyl ander pa's sien hoe hulle kinders groot word en volwassenheid bereik, kan hy maar net toekyk hoe syne ly. Terwyl ander pa's hulle seun se ambag leer, probeer hy syne net aan die lewe hou. Wat 'n uitdaging! Hy kan sy seun nie vir 'n oomblik lank alleen laat nie. Wie weet wanneer die volgende aanval kan toeslaan? Die pa moet 24 uur van die dag op bystand wees. Hy is moeg en desperaat en sy gebed weerspieël dit. As u tog miskien iets daaraan kan doen, kry ons jammer en help ons, het hy vir Jesus gesê. Luister na hierdie gebed. Klink dit dapper, selfversekerd, kragtig, alles behalwe. Een woord sou 'n groot verskil gemaak het. Sê nou maar, hy het aangesien in plaas van as gesê. Aangesien u iets daaraan kan doen, kry ons jammer en help ons. Maar dit is nie wat hy gesê het nie. Hy het as gesê. Die Grieks is selfs meer nadruklik. Die tydvorm impliseer vertwyfeling. Dis of die man sê, hierdie saak is waarskynlik bokant u vuurmaakplek, maar as u tog miskien 'n klassieke besproeiingsvliegtuig versoek.
meer tentatief en skugter as kragtig en dinamies. Meer soos 'n krepel lam, wat na skaapwagter toe kom, as soos 'n trotse leeu, wat in die oerwoud brul. Maar as sy gebed soos joune klink, hoef jy nie moedeloos te wees nie, want dis waar gebed begin. Dit begin as 'n smagting, 'n eerlike versoek, gewone wense wat na Everest kyk, sonder pretensie of grootpratery of aanstellerigheid, bloot 'n gebed, 'n onseker doch opregte gebed. Sommige van ons kom in die versoeking om nie te bid voordat ons weet hoe om dit te doen nie. Ons luister na gebede van mense wat geestelik volwasse is. Ekskuus tog. Ons hoor van nougesetheid, van selfgedissiplineerde bidders, en ons is oortuig daarvan, dat ons nog 'n ver pad het om te gaan. En aangesien ons eerder glad nie sal bid nie, as ons te swak te bid, vermy ons gebed. Of ons bid ongereeld. Ons los dit eerder totdat ons geleer het, hoe om ordentlik te bid. Genadiglik het hierdie man nie dieselfde fout gemaak nie. Hy was nie veel van 'n bidder nie, en sy versoek was nie veel van 'n gebed nie. Hy erken dit selfs. Ek glo, Here, roep die seun se pa dadelik uit. Kom my ongeloof te hulp. Vers 24. Here, hierdie gebed is nie geskik vir 'n liturgiese handleiding nie, en sal ook nie sommer in die liederebundel opgeneem word nie. Dis bloot 'n eenvoudige gebed, nie 'n spreek of gewigtige monoloog nie. Tog reageer Jesus, nie op die man se welsprekendheid nie, maar op sy pyn. Jesus het meer as genoeg rede gehad om met die man se versoek te weier. In die eerste plek het Jesus sopas van die verheerliking op die berg teruggekeer. Terwyl hy daar was, het sy gesig verander, sy klere het skitterwit geword. 'n hemelse glans het uit hom gestraal. Die aardse laste is met hemelse skoonheid vervang. Moses en Elia het gekom en met hom gepraat. Hy is bokant die storige horison van die aarde tot in die hemel verhoog. Hy is verheerlik. Die tog bergop was ongelooflik. Die tog bergaf was ontmoedigend. Toe ons in Rio de Janeiro was, het ons af en toe in Teresapolis, 'n bergdorpie buitekant die stad, gaan vakansie hou. Teresapolis was alles wat Rio nie was nie. Dit was stil, dit was skoon, dit was rustig. En bo alles was dit koel. Rio was 'n sauna. Die rit berg af was altyd 'n neerdrukkende affære. Die armoede, hitte en besoedeling het ons soos 'n golf getref. Die versoeking was baie groot om eenvoudig om te draai en terug te gaan. As ek en Denalyn na 'n week in die berge so gevoel het, dink net hoe moes Jesus na 'n kykie van die hemel gevoel het.